ons is wonderwerke van Jesus. En die engele kyk af in die hemel en hulle kyk en hulle, "Ai, kyk, haar is en die John. Sy is uniek en die leid. Daar is image in. As niemand soos sy nie. Sy is die enigste persoon soos sy. Dink jy hoe wonderlik is dit nie? Alles
is het so hartseer wanneer die mense, wanneer jy sien, van die mense hier
See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has Glory. Dankie geliefdes, jy kan die sitplekke neem. Baie dankie worship warriors. Dit bring ons vanmôre by die woord van die Here. En ek wil die reeks wat ek in hierdie nuwe jaar begin het, wil ek vanmôre afsluit. Nou kom ons begin by, daar is 3 fases in jou verlossing. Die eerste fase is jou wedergeboorte. Dit is daar waar jou regverdigmaking plaasvind. En dit behoort aan Jesus Christus alleen, wat gekom het en daar die prys kom betaal het, deur aan 'n houtkruis vir ons sondes te sterwe. Dan kom ons by die tweede fase, jou heiligmaking of jou disippelskap, en dit sluit af met jou verheerliking. Nou ek het hierdie lering begin deur 'n paar boodskappe te preek oor die eerste fase van verlossing, wedergeboorte. En het ons gesels oor ware geloof, en daar het ons besef dat geloof in Christus Jesus alleen vir jou daardie saligheid gee. Ons het gepraat oor meer geloof, en het ons besef dat al het ons net die geloof van 'n mosterdsaadjie, dat ons berge sal kan versit. Ons het nodig om nie te vra vir meer geloof nie, maar om die geloof wat ons het in aksie te sit. Amen. Dan het ons gesels oor wanneer hierdie regverdigmaking of wedergeboorte plaasvind, dan het ons 'n lewende hoop. En daardie lewende hoop het 'n ewigheidsperspektief. Ons hoop nie sommer maar net uit die heup uit nie. Hierdie lewende hoop wat ons het, is gebaseer op die beloftes van God en dit wat hy vir ons gesê het, hy vir ons gaan doen. En daarom hou ons aan daardie lewende hoop vas. En het ons laasweek afgesluit met om bietjie uithou vermoë te hê. Weet om bietjie geestelike stamina op te bou en nie op te gee nie, maar te weet dat hierdie lewende hoop wat in ons is, ons sal deursien tot in 'n heerlike ewigheid saam met Abba Vader. Amen. Nou ek wil vanmôre bly by Jakobus 1, waar ons laasweek gelees het. En ek gaan saam lees Jakobus 1 vanaf vers 2 tot 5. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Kan ek vra dat ons daai fan afsit? Is dit wat maak so? Hoe is die bokkie se gehoorste? Goed, kom ons gaan aan, vers 4. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyk, en dit sal aan hom gegee word. Net tot sover. Geliefdes, vanmôre wil ek vir julle sê dat volharding lei nie tot ligsinnigheid nie, maar tot heiligmaking. Daardie tweede fase van jou verlossing, waarvan al die predikers in die woord van praat. Jou geloof en jou lewe
behoort met mekaar in ooreenstemming te wees. Amen. Nou, hoekom is dit met die Christelike lewe dikwels nie die geval nie? Ons val soms op skandelike situasies, waarby die dade nie heeltemal met die mense se woorde en hulle belydenis ooreenstem nie. Dit kan gebeur dat iemand op 'n preekstoel 'n geweldige prediker is, terwyl hy by die huis 'n tiran vir sy vrou en kinders is. Dit kan gebeur dat 'n gerespekteerde lidmaat van die gemeente in die geheim betrokke is by bedrog of by 'n buiteegtelike verhouding. Hoe is dit moontlik dat so 'n persoon wel vroom oor Christus Jesus en sy geloof kan praat, terwyl hy die 7de en die 8ste gebod nie nakom nie? Dit kan gebeur dat jong mense wel hier in die kerk sit vanmôre, dat hulle belydenis doen, hulle self as Christene beskou, maar deur die week met verkeerde vriende omgaan en hulle vermaak op verkeerde plekke soek. Sondag sit sekere lidmate getrou in die kerk, maar in die week leef hulle vir hulle self, vir hulle wêreldse vermaak. Is dit die normale Christelike lewe? Daar is hierdie sulkes wat beweer, wat dit wel beweer. Maar hoekom sê daardie sulkes so? Jy sien, hulle sê die leer van verkiesing en die volharding van die heiliges is 'n maklike leer. Daarmee bely jy mos dat alles van God se genade afhang en van God se werk afhang. God doen dit en God doen alles. Jou vroomheid en jou goeie werke bring jou nie in die hemel nie. En jou sondes hou jou nie uit die hemel uit nie. Wat maak dit dan saak, sê hulle? Dit kom ons nie daarop aan hoe jy lewe nie. Dit kom ons altyd reg. Waarom sou jy jou dan beywer om God se gebooie te doen? Waarom sou jy dan stry teen die verkeerde dinge in jou lewe? Die dinge wat tog so aantreklik is. Waarom sou jy dan dit doen wat moeilik is en wat selfverloning vereis en nie doen dit wat begeerlik is nie? Ons leer mos eenmaal gered, altyd gered. En hoe diep jy ook al mag wegval, jy kan nooit uit God se genade val nie. Geliefdes, dan wil ek vir hierdie sulkes sê, hoogmoed en sorgloosheid aan die ander kant is geen vrug van die gees nie, maar 'n vrug van die sondige natuur. Hier word misbruik gemaak van die skriftuurlike leer van goddelike bewaring. As God jou gered het, het hy jou gered vir ewig. Ja, daar was nog altyd mense gewees wat die troostvolle evangelie van God se soewereine genade misbruik het. Paulus spreek dit reeds aan in Romeine 6, waar hy sê, wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ek kan dus nooit redeneer en sê ek is gered en ek kan nou maar doen wat ek wil nie. Wie so redeneer, vertoon homself nie as 'n ware Christen nie.
as hy volhard in hierdie manier van dink en lewe, dan sal hy eerder hel toe gaan as hemel toe. Dis mos onmoontlik vir 'n ware, wedergebore Christen om hierdie houding te hê. Die Heilige Gees sou dit nooit toegelaat het nie. As God 'n goeie werk in iemand begin het, sal hy daardie persoon nie blootstel aan allerhande sondes en hom daaraan oorgee nie. Die sonde sal oor hom nie heers nie, sê Romeine 6 vers 14. Dis 'n innerlike teenstrydigheid om myself 'n Christen te noem, terwyl ek rustig die verlangens van my sondige natuur volg. Geliefdes, wanneer God iemand uitverkies het, dan kies hy hom uit tot heiligmaking, nie tot onheiligheid en sonde nie. As iemand sê dat dit nie saak maak hoe hy lewe nie, omdat God hom uitverkies het, dan kan hy nie sê dat hy uitverkies was nie. Want uitverkorenes handel nie so nie. Wanneer ons sê eenmaal gered, altyd gered, dan beteken dit dat ons nie slegs gered was van die skuld van sonde nie, sodat jy die toren van die hel kan vryspring nie. Dit beteken ook gered van die mag van sonde. Sonde het geen vashou meer aan die wat wedergebore is nie. Dit is onmoontlik vir 'n mens om van die skuld van sonde verlos te word, maar nog onder die mag van sonde te wees. Geliefdes, die volharding van die Heilige Gees beteken dat die gelowige sal volhard in hulle geloof. Ons het nodig om te volhard in ons geloof. Die geloof omvat ook droefheid en bekering van sonde. In 'n neutedop saamgestel, wil ek vir julle sê, as iemand nie oor sy sondes bedroef is nie, en as hy homself heeltemal oorgee aan daardie sondige dade, dan wys hy dat hy nie gered is nie. Dis die bewys wat jy het, dat jy jou wedergeboorte deelagtig geraak het. Daar moet droefheid wees oor sonde. Daar moet 'n omkeer in jou lewe kom, waar jy, wanneer jy 'n fout gemaak het, jy berou daaroor het. Dat jy huil voor die Here, want dit is nie wat jy wil doen nie. Volharding bring die gelowige dis nie tot sorgeloosheid en ligsinnigheid nie, maar juis tot heiligmaking. Wanneer jy God ken as jou volkome verlosser, dan wil jy juis sy werke van verlossing toepas in jou lewe. En jy wil die beste manier kry om dit te doen. En ek wil vanmôre vir jou sê, die beste manier om God te dank vir die werk wat hy in jou begin het, is om gehoorsaam te wees aan hom. Gehoorsaam te wees aan sy woord. Wanneer jy besef dat jou geloof van God ontvang is, en dat jy slegs deur sy bewaring staande kan bly, dan wil jy volhard in die geloof. Dan wil jy die sonde nie meer aankleef nie. Dan wil jy doen wat reg is, want dit is God wat in ons werk om te wil. Dawid sê, Here, neem u gees nie van my af weg nie. Want hy het geweet, sonder God is dit onmoontlik om hom te behaag. Geliefdes, wie dink dat hy mag lewe soos hy lus het, omdat hy tog gered is, vergeet dat die leer van volharding ook 'n ander kant het. Naamlik die enigste bewys dat jy wedergebore is, dat jy werklik gered
is dat ek in die geloof volhard, en dat ek die wil van my Vader doen. Dit was sonde wat my in die eerste plek van God af weg laat dryf het. Dis sonde wat my in die eerste plek vervreem het van God. Waarom sou ek nog die sonde dan wil doen? Om seker te wees dat ons ware gelowiges is, moet ons in die geloof volhard. Hulle wat nie volhard nie, is nie God se verloste kinders nie. Punt. Ons kan nie die waarheid verdraai en sê dat 'n ware kind wel verlore kan gaan as hy sondig, omdat ons besorgd is oor die ongelowiges nie. Hoor nie wat ek sê? Ons kan nie die waarheid verdraai om nou te sê dat 'n ware wedergebore kind van God as hy sonde doen, hel toe sal gaan, net omdat ons besorgd is oor die wat eintlik ongelowig in die banke sit. Ja, geliefdes, dit is moontlik om sekere geestelike ervarings te hê, sonder dat dit beteken dat jy gered is. Ons sien dit in die woord. Kyk maar na Judas, Christus se verraaier. Judas het saam met die ander disippels die evangelie verkondig, duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak. Maar dit wil egter nie sê dat Judas gered was nie. Die geestelike ervaring is geen waarborg van sy ewige redding nie. Dit skok mense as jy daaraan dink, né? Die enigste bewys dat jy gered is dat jy sal volhard en sal groei in jou geloof. Tot die einde toe. Ja, die gelowiges kan tot groot en gruwelike sondes verlei word. Miskien het dit self al beleef. Maar geliefdes, so gelowige kan nie in so sondige staat bly nie. As hy 'n ware kind van God is, sal hy altyd terugkom. Die Hebreëse skrywer noem dit verligting. Elke mens op aarde beleef verligting in sy lewe. Maar as dit nie tot volle verwerkliking kom nie, baar dit geen vrug nie. Hulle het hulle self as Christene voorgestel. Vir 'n periode het hulle soos Christene gelyk. Maar toe hulle die Christelike geloof die rug draai en nooit weer terugkom nie, is die bewys dat hulle nooit wedergebore was nie. Hulle is verlore omdat hulle gewys het dat God hulle nooit gered het nie. Maar waar God red, daar red hy vir ewig. Wat God begin, sal hy voltooi. So lees ons ook in Titus 2 vers 14, dat Christus homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. God het ons mos in Christus uitverkies om heilig voor hom te lewe. Efesië 1 vers 4. Dit is onmoontlik dat 'n uitverkore verloste sondaar verlore sal gaan. Kan ek dit weer vir u lees? Dit is onmoontlik dat 'n uitverkore verloste sondaar verlore sal gaan. Maar, en ek wil hê iemand mooi luister wat ek vanmôre sê, dis ook onmoontlik vir 'n uitverkore verloste sondaar soos dis ook onmoontlik dat 'n uitverkore verloste sondaar soos die wêreld sou lewe en na die wêreld sou terugkeer. Wanneer God die dag in jou kom woon, is jy 'n nuwe skepsel. Alles verander.
enigste bewys dat jy waarlik gered is dat jy sal strewe na heiligmaking en groei in geestelike dinge. Kyk maar na Matteus 7. Ek lees vir u vers 20 tot 23. So sal julle hulle dan aan hulle vrug ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ek het julle nooit geken nie. Geliefdes, Jesus praat hier van mense wat beweer dat hulle gelowiges was. Die feit dat jy God se woorde aan mense voorhou, bewys nog nie dat jy wedergebore is nie. Of dat jy in Jesus Christus 'n nuwe skepsel is nie. Die feit dat jy duiwels kan uitdrywe, is nog geen bewys dat jy 'n ware gelowige is nie. Op die oordeelsdag gaan daardie mense die woorde hoor, ek het julle nooit geken nie. Hoekom sal Jesus sê dat hy hulle nooit geken het nie? Die woord sê vir ons, weens hulle ongeregtigheid. Hulle was nooit wedergebore nie. Wanneer jy luister na Christus se woorde en dit doen, bou jy op 'n soliede fondasie. As jy Christus se woorde hoor en dit nie doen nie, sal jou lewenshuis uiteindelik uitmekaar uitval. Om te luister en te doen, dit bewys dat jy 'n geestelike mens is. Dink aan die gelykenis van die saaiër. Sommige mense hoor die woord van God en vergeet dit onmiddellik. Ander mense hoor die woord van God, is aanvanklik opgewonde daaroor, maar wanneer die moeites kom, gee hulle die geloof prys. Wie is dit wat dan gered word? Geliefdes, hulle wat die woord hoor en glo. Terwyl ek voorberei, dink ek glo, en ek het al vir 10 jaar 'n probleem met die woordjie glo. Ek het nog nie by die diepte van glo uitgekom nie. Maar as jy glo nou gaan neerskryf, G-L-O vir die wat notas neem. G beteken gaan. L beteken lewe. En die O beteken ooreenkomstig. Gaan lewe ooreenkomstig die woord van God. Dis wat glo beteken. Dis wat Jesus Christus vir ons sê. Die enigste bewys dat jy wedergebore is en dat jy gered is dat jy sal volhard in jou geloof. Glo. Gaan lewe ooreenkomstig. Gemeente, in die brief van die Hebreërs word vir ons duidelik gemaak dat lydsaamheid en volharding nodig is om die belofte te verkry. Ons moet ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, sê Hebreërs 3 vers 14. Daarom word ons ook opgeroep om elke las af te lê en die sonde wat ons so maklik omring en moet met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hebreërs 12 vers 1. So is daar dan aan die een kant die pragtige belofte van bewaring van die ware gelowiges, maar aan die ander kant is daar ook 'n verantwoordelikheid om te volhard in ons geloof. Wat 'n praktiese uitwerking het dit vir ons? As gelowige kan ek nooit sê
ek het my geloof bely, ek is ewig veilig, daarom kan ek leef soos ek wil nie. Gelowige kan dit nooit sê nie. Die apostel waarsku ons, hy sê daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Daarom versoek ek elkeen van julle vanmôre, volhard in die geloof, beywer jou daarin. Wil jy nie maar daardie sonde in jou lewe wat jy besig is om te dulp, laat vaar nie? Sondige gewoontes wat jy besig is om te koester, breek daarmee. Stop met dit. Dis wat God se woord vir ons leer. Ek wil afsluit. Hierdie leer het ons ook iets te sê wanneer ons te doen het met mense wat hulle self as gelowige Christene voorgee, terwyl hulle moedswillig sondig. As jy Christene sien wat soos die wêreld lewe, wat nie meer bid of Bybel lees nie, dan moet jy nie daarop uitgaan om te dink dat sulkes wel uitverkies was, wel wedergebore is, en dat hulle dan eendag weer sal terugkom nie. Want ons weet nie wie uitverkore is nie. Slegs God weet. Ons kan slegs uitgaan van God se beloftes en sy eise, en op grond daarvan daardie persone aanspreek. En ons moet vermaan in liefde, dis reg, maar ons kan nie toelaat dat daardie persoon verlore gaan, omdat ons dink dat hy weer sal terugkeer na God toe nie. Daarom sal ons boodskap moet wees, as jy bly lewe soos jy nou lewe, dan gaan jy verlore gaan. As hy 'n ware kind van God is, sal hy hom bekeer, en sal hy weer op die pad van heiligmaking kom, en hy sal daarin volhard. Maar as hy nie 'n ware kind van God is nie, dan sal hy bly waar hy is, en nie terugkeer. Maar dit is ons roeping om vir hulle wat so lewe te sê, wees baie versigtig. Jy kan nie so lewe en hemel toe gaan nie. As jy werklik hemel toe wil gaan, dan moet jy nou jouself voorberei vir die ewigheid. Jy moet nou deel raak van hierdie geloofsaksie, waarin jy volhard tot die einde toe. As jy werklik glo dat jy by Christus behoort, dan moet Christus nou die middelpunt in jou lewe wees. Dan moet jy nou God se teenwoordigheid soek met alles wat in jou is. As jy werklik dink dat die ewige vreugde en die heerlikheid jou bestemming is, dan sal jy nou reeds alles aan jou heiligmaking doen. Nie môre nie volgende jaar nie wanneer ek klaar is met skool, nie wanneer ek getroud is, nie wanneer ek nie geliefdes, vandag is die dag. Ons weet nie wat môre vir ons inhou nie. Maar Christus het nie aan daardie houtkruis kom sterf, sodat ek en jy kan aangaan in ons sonde nie. So vervul die leer van die volharding van die heiliges ons aan die een kant met goeie en groot vreugde. Wat 'n pragtige belofte, wat ons vertel dat as ons ware gelowiges is, ons nie verlore kan gaan nie. Maar aan die ander kant vul dit ons ook met die heilige erns en vrees. En hierdie vrees is nie 'n vrees van bang wees nie. Dis 'n vrees van agting vir die Here. Ons weet dat ons moet beywer om die wil van die Here te doen, om so te wys dat ons wedergebore is. Amen. Prys die naam van die Here. Mag die Heilige Gees die naprediker wees van sy woord. Musikante, baie dankie.
uithou, aanhou, op ons knieë saam ons pyn. En op ons knieë saam ons week. Ek sal net my way to again. Ek sal vergeet zijn, Wandel in daardie genade en soek die aangesig van jou God. Amen. Ontvang net die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde vir ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Baie dankie, ons is betaal.